Goeiemôre en baie welkom by nog 'n uitsending of nog 'n episode van Praag TV. Dit word nou op 'n selfoon opgeneem. Dit lyk 'n bietjie anders as gewoonlik, maar ek is bevoorreg om vanoggend te gesels met Elma Potgieter wat ook op haar foon is. Goeiemôre Elma. Môre Dan, hoe gaan dit met jou vandag? Nee, In die heeltemal nuwe goed. Suid-Afrika. Ja, dit is maar 'n stryd, 'n daaglikse stryd. Maar dis nou jy's die onderwerp van ons gesprek, want ek wil by jou graag weet hoe pas jy in die politiek van die land in as 'n kunstenaar en as 'n toneelspeelster? Ja, Ervaar jy dit ook as 'n las wat jy moet dra of nie? jong, jy begin nou met 'n las wat ek bedra. Ek dra dieselfde las as almal. Met ander woorde, ek staan vroeg op elke dag. En dan gaan stap ek so 7 tot 10 kilometer om fiks te bly vir die verhoog. En dan terwyl ek stap, dan tel ek vullis op in my straat. Net in my straat in Westdean in Johannesburg. En daar's elke dag nuwe vullis. So dit is my beginstryd van die dag. Is teen vullis en nuwe vullis. Hoe dit daar kom, weet ek nie. Wat deur die nag en die res van die dag gebeur nie. Ja, ek weet nie of jy enige van die video's gesien het wat ek in Praag opgeneem het, omtrent so 'n maand of wat gelede nie. 'n Maand of 2 gelede. Jy weet, ek het net so geloop in die stad en sommer net opgeneem, ook op my selfoon. En dan kon jy nou die stad sien terwyl ek loop en gesels. En van die mense wat dit gekyk het, was eenvoudig net verstom oor die feit dat daar hoegenaamd geen vullis op enige plek te sien was nie. Jy weet, jy's in die middel van die stad, daar's nie 'n enkele papiertjie of 'n weggooi glasie of 'n ding, niks. Dit alles is silverskoon. En hulle was eenvoudig net verstom daardeur. Ek dink ons is al so gedesensiteer eintlik vir vullis, want jy sien dit oral. Dat ons nie kan voorstel dat dit moontlik is om in 'n skoon omgewing te bly nie. So het jy geen vullis gesien in die middestad nie, van Johannesburg nie? Nee, dit was in die middestad van Praag in Tsjechië. Ek sien. Ja. Ja nee, dit is 'n ander storie. Ek wou nou net sê. Nee, in die middestad van Johannesburg, weet jy, daar in Nieuwbrau en daai tipe plekke, dit lê so op menshoogte die hoope vullis daar. Want ek dink daar's baie areas waar hulle nie eers vullis verwyder gereeld of iets nie, jy weet. Ja, nee, ek het nie geweet jy verwys na Praag nie. Maar ja, dit is soos ek sê, dis 'n daaglikse stryd. Maar as toneelspeler moet ek my vergewis van wat aangaan om my. Ek voel dit is my plig. Byvoorbeeld toe ons nie water gehad het, so 'n tyd terug, dit was 'n paar maande terug, het ons vir 'n week nie water gehad nie, hier in Westdean. En ek het toe saam gaan tou staan by een van die groot tanks, om te hoor waaroor die mense gesels, byvoorbeeld, in die tou, sodat ek dit kan gebruik nou weer in my professie. Want 'n mens kan jou nie afskei. As jy 'n kuns soos toneelkuns beoefen, kan jy jou nie afskei van wat besig is om te gebeur nie. Jy moet bewus wees van die daaglikse sleur, sodat jy nie buite staan met jou kunsuiting nie, maar wel binne. Al doen jy byvoorbeeld iets soos, ek is besig met Dinner for One en Sopper vir Een op die oomblik. Nou, Dinner for One, soos jy weet, is 'n klassieke Engelse komedie, eintlik 'n klug. En Frans Swart van die Vra Produksies het 'n verwerking gedoen, 'n Afrikaanse verwerking, Sopper vir Een. Nou, daar byvoorbeeld is een van die gaste, Jan van Riebeeck, wat besluit het, hy vat alle skuld op hom vir alles wat fout gegaan het in Suid-Afrika, so sy skouers. Ja, en hy is verantwoordelik, ja, ek dink Zuma het mos gesê, hy is verantwoordelik vir alles wat skeef geloop het in Suid-Afrika.
Dis reg, ja, hy of Julius Malema, ek kan nie meer onthou wie wat gesê nie. Maar in elk geval, ons almal weet wie en wat Jan van Riebeeck was. En dat hy eintlik niks te doen gehad het met die huidige Suid-Afrika nie, maar omdat ons bewus is van die nuus van die dag, lag almal oor die feit dat Jan van Riebeeck al die kwaad op die oomblik in Suid-Afrika op sy skouers geneem het. So dit is waar toneelkuns eintlik aanklank vind by 'n soort homogeniteit. In hierdie geval is daar Afrikaanse mense en Engelse mense byvoorbeeld in die gehoor, maar hulle albei is inwoners van Suid-Afrika en daarom kan hulle albei assosieer en lag vir die absurditeite van Jan van Riebeeck byvoorbeeld. Maar toe jy nou in die tou gestaan het by die waterkar of by die water tank, waaroor het die mense gepraat? Hulle het maar gepraat oor die waterloosheid. Dit is asof daar nie eintlik 'n bewustheid was van 'n groter prentjie nie. Met ander woorde, anders as wat ek gedink het, was daar nie 'n politieke gesprek nie. Met ander woorde, hulle het nie eintlik geweet waar kom die probleem met die water vandaan nie. Dat dit eintlik opgebou is deur sê nou maar 'n swak regering vir die laaste 20-30 jaar. Geen instandhouding, geen onderhoud ensovoorts nie. En dit het my nogal opgeval dat dit soort van net die huidige irritasie is waaroor hulle gepraat het. So hulle sien dit nie in een of ander kausale verband dat daar 'n stelsel daar agter is wat veroorsaak of wat nie werk nie en dis veroorsaak dat hulle nie water het nie. Dis maar net iets wat gebeur. Dis reg. Dit is die indruk wat ek toegekry het. Ek dink dit is besig om te verander. Ek het geluister na Herman Pretorius van die sy verslag wat hulle saamgestel het na aanleiding van die daling van ondersteuning vir die ANC ten opsigte van die DA. En wat hulle gedoen het by die Instituut vir Rasseverhoudinge. En dit is vir my asof mense dus nou meer bewus raak van die groter prentjie van agteruitgang. Wel, ek het ook so half iets so 'n frase uitgestuur op my Facebook, dink ek. Dat ek wil ietsie skryf oor die onderwerp toe Mandela ons toer ontoer Trump ons weer. Jy weet, dit is my asof hierdie Trump se ingryping in Suid-Afrika, die feit dat hy nou iets gesê het ook oor die Afrikaner, dat dit al ons uit ons slaapwandeling of jy weet, uit ons droom laat wakker skrik het. Jy weet, as ons nou vir die eerste keer besef, nee, maar daar selfs die president van Amerika sien dinge raak in Suid-Afrika wat nie reg is nie. En nou mag ons ook maar daaroor praat. Vind jy, want mense het al voorheen gesê, Mandela het ons getoer, jy weet, want dit was eenvoudig, mense het hulle 'n rede, as dit ware afgeskakel, maar net aanvaar dat ons gaan nou die utopie of die paradys binne in 94, maar dit is asof hulle nou vir die eerste keer wakker skrik en begin dink en om hulle kyk en die vullis sien en alles wat verkeerd loop. En ons is nie meer onder een of ander 'n towerspreek of vasgevang, ons is nie meer getoer nie. Ek het nooit daarvan gehoor nie, Dan, so nee, en ek is oorbewus van dinge wat om my gebeur, so nee, ek was nie betower nie, nee. So, jy is nie. Maar ek dink baie mense is betower, jy weet, op allerlei maniere, hulle is betower deur Mandela, is betower deur die demokrasie sogenaamd, hulle is betower deur die media en dit is nou vir hulle, vir baie, dink ek is dit 'n skrikwekkende ervaring om wakker te skrik en dis ook hoekom daar nou soveel net eenvoudig Amerika toe wil gaan as vlugtelinge.
want Ja. hulle het nie meer hoop nie. Ek weet nie, dit is dalk beperk tot sekere groepe, maar byvoorbeeld, ek het, jy weet, ek is 'n groot bewonderaar van NP van Wyk Lou, en hy het byvoorbeeld gesê, meerderheidsregering, dit het hy al gesê in 1939. Eenvoudige meerderheidsregering is nie die wese van die demokrasie nie. Hy sê blote meerderheidsregering staan eintlik nader aan die totalitarisme as aan die demokrasie. Dit is self 'n vorm van 'n diktatuur. Dit is 'n baie bekende aanhaling daar nie. Waaruit kom dit nou weer? Uit sy oop gesprek. Ja, dit is 'n samestelling eintlik van 'n klomp onderwerpe wat hy aangespreek het. En ja, dit is wat hy daaroor sê. So hy praat ook van aristokratiese ideaal, en dit geld natuurlik eintlik meer vir die kunste, dat 'n mens moet streef om beter en beter te word. Dit wat jy doen met jy beter en beter wil word, dit is al wat hy bedoel met 'n aristokratiese ideaal. Maar dit kan van toepassing gemaak word op die politiek ook. Ja, nee, absoluut, natuurlik. Want 'n mens behoort eintlik, 'n politikus behoort eintlik te streef daarna om vryheid en reg aan alle mense eweveel te kan bedien. Maar sodra dit, jy weet, oorgaan in wat kan ek vir my kry as politikus, dan loop dinge verkeerd. Soos dit byvoorbeeld verkeerd geloop het oral in die wêreld met sosialisme. Maar aan die ander kant is jy weet, daar kan ook probleme ontstaan deur as alles net aan die privaat sektor oorgelaat word, want die privaat sektor word ook maar deur groot maatskappye beheer, wat ook hulle eie hebsug het, jy weet, in soveel van hierdie groot nywerhaars is eintlik besig met selfverryking, en hulle is ook nie besig om die samelewing te verbeter nie. En dikwels ondersteun hulle ook hierdie nihilistiese en vernietigende groepe, soos byvoorbeeld die Black Lives Matter beweging in Amerika, of sê maar iets soos die EFF in Suid-Afrika. Want kyk, daar's mos die Italiaanse sigaret smous, of hy's 'n sigaretmaker, Mazzotti, wat die EFF befonds het. En hy verkoop ons sigarette sonder aksies of wat ook al. Ja, daarom is dit baie eintlik noodsaaklik dat die individu moet vry wees. Jy weet, om regtes te laat geskied teenoor alle mense, sonder om persoonlike vryheid aan bande te lê. Nou het ek weer 'n aanhaling van NP van Wyk Lou. Hy sê geen staat kan die eksibisionis, die moroon, die eksploiteerder, die pervert, die misdadiger toelaat om sy mening vry oor die volk te laat stroom nie, maar hy moet vry wees om uit te druk. Met ander woorde, jy moet reg laat geskied, maar jy kan nie persoonlike vryheid aan bande lê nie. So daardie balanseertoertjie moet 'n politikus eintlik kan doen. En dit geld seker vir die groot sakeman ook. Presies, ja, daar was ook ek het ook 'n interessante aanhaling nou daar gesien van Milton Friedman, die Amerikaanse ekonoom van die Chicago skool, en hy het gesê, as jy gelykheid bo vryheid bevoordeel, dan sal jy geen van die twee ontvang nie. Maar as jy vryheid bo gelykheid bevoordeel, dan sal jy waarskynlik in 'n mate van albei geniet.
En ek dink ons kan dit sien in die meer suksesvolle westerse samelewings waar jy weet sê nou maar in die VSA of Luxemburg, Switserland, sulke plekke, waar dit nie in die eerste instansie gaan om almal gelyk te kry nie, maar om mense ekonomiese en persoonlike vryheid te gun. En dit veroorsaak dan gelykheid, want omdat almal vrylik kan handel dryf en nie aan bande gelê word deur herstellende aksie of kwotas of enige iets van die aard nie, kry almal dit reg om dan daarom, jy weet, basiese minimum aan welvaart vir homself te kan genereer. En dit lei dan tot groter gelykheid, want in Suid-Afrika het ons nou hierdie soos jy altyd sê, hierdie quasi-kommunistiese bestel, wat ingestem is op gelykheid, maar ons is die mees ongelyke samelewing ter wêreld. Ons is die nommer 1 ter wêreld. Absoluut, en dan is daar 'n ander ding, ek bedoel, mense is nie gelyk nie. Ek bedoel, die aanhaling wat ek nou net gegee het van NP van Wyk Lou, waar hy sê, die Moroon moet tog nie vrygestel word om uit te spreek oor enigiets nie. Mense is nie gelyk nie. Met ander woorde, dit hang af van jou dryfkrag as individu, of jy jou latente potensiaal gaan bereik of nie. Met ander woorde, of jy vir jou 'n goeie lewe of 'n gemiddelde lewe kan probeer bewerkstellig. Dit hang van jou dryfkrag af, jou deursettingsvermoë, jou werkvermoë. Maar dan moet jy vry wees om dit te kan doen. Presies, en ons is natuurlik nie vry nie, want ons word aan bande gelê deur al die verskriklike wette wat die ANC bewind op ons afdwing, en wat veronderstel is om 'n rassegelykheid te veroorsaak of in die wand te werk, maar dit werk juis grootskaalse ongelykheid binne rasse en selfs tussen rasse in die aard. Ja, die ander ding is, dit is eintlik internasionaal word dit aanvaar dat toneel net min of meer homogeen aanklank vind. Met ander woorde, ek kan nie 'n storie van, sê nou maar, wat uit ons geskiedenis spruit, die boeregeskiedenis, kan ek nou nie vir 'n Hongaar gaan aanbied, al kan hy dalk Afrikaans verstaan en dink hy gaan daarmee kan identifiseer nie. Dit is 'n redelike homogene groep wat aanklank vind by die toneelspeler, by die toneel, die verhoogtoneel, die teater, die direkte, die regstreekse toneel. So jy sê, maar kyk, daar's nou 'n klomp van, byvoorbeeld van hierdie kunstefeeste beweer dat hulle ook divers is en al sulke goed, maar vind jy dat die gehore by 'n Afrikaanse toneelstuk is ook sogenaamd divers? Of is dit maar eintlik Afrikaners wat dit bywoon? Ja, dis eintlik maar Afrikaners wat dit bywoon. En jy kan eintlik nie verwag dat sê nou maar 'n Zulu spreker, dat hy byvoorbeeld gaan aanklank vind by 'n baie westerse stuk nie. Ek het dit nou gesien by die KAK&K. Dit is eintlik maar Afrikaans sprekendes blank en kleurling wat die Afrikaanse stukke bywoon. Dit is natuurlik anders met opera of musiek. Musiek het 'n meer internasionale gehoor. Ballet ook byvoorbeeld en opera, maar toneel as sulks definitief 'n homogene groep wat hy aanspreek. Anders kan mense bloot net nie daarmee identifiseer nie. Blykbaar was daar 'n toneelstuk oor C.J. Langehoven ook by die KAK&K wat deur die persoon van die Daily Maverick, Marian Tam, geskryf is, of is dit nog nie opgevoer nie? Ek weet nie.
Ek het dit nie gesien nie. Kyk, ek was daar en ons het 3 produksies self. Ek bedoel, ons het 3 vertonings gehad van ons produksie, wat 'n vertaling is van 'n Engelse stuk, The Dating Game, Vlerksleep. En ons het net daarin geslaag om een ander vertoning te kon sien. In die tyd wat daar was, so ek weet nie van daardie stuk nie. Ja, ek het toevallig iets raak gesien wat sy daar, ek het dit dink op X of iets 'n verwysing daarna gesien en sy beweer dat sy nou eintlik die verborge verborge dele van die Afrikaanse tradisie daardeur ontbloot deur die verhouding tussen C.L. Langehoven en Sarah Goldblatt te onthul, maar ek dink almal weet nog al die tyd daarvan dat daar 'n verhouding tussen die twee was. Dit is glad nie, maar dit lyk vir my asof sy 'n baie stereotype siening van die Afrikaanse wêreld het en dan ontdek sy nou iets wat nie ooreenstem met haar stereotype siening nie en dan beskou sy dit as 'n onthulling. En daarom het sy blykbaar 'n toneelstuk daaroor geskryf. Nee, ek weet nie daarvan nie. Ek weet nou nie wat haar siening is nie. So, jy weet, ek sal nie eintlik aan kommentaar lewer nie. Maar as jy nou vanuit jou oogpunt, wat sou vir jou die ideale samelewing in Suid-Afrika wees? 'n soort konfederasie waar Afrikaans en die Afrikaner in bepaalde gebiede sy vryheid kan uitleef en na iets beters kan strewe volgens Van Wyk Louw se aristokratiese ideaal? Of dink jy binne hierdie huidige soort bestel van oorheersing en die sogenaamde reënboognasie kan Afrikaans ook tot sy reg kom? Ek weet nie. Ek skram weg van byvoorbeeld 'n Orania of 'n Kleinfontein. Ek sê jou sê hoekom. Ek het byvoorbeeld, dit was lank gelede, kan nou nie die jaar onthou nie, Jan Skols, 'n baie bekende Afrikaanse filmmaker, jy weet tog van hom. Ja, ek kan onthou, ja. Of ek in Sonkring, dit was 'n reeks gewees met 'n klompie jong mense. Anna Mart van der Merwe het byvoorbeeld die hoofrol gespeel. En hy het gevra dat ek vir hom 'n fortuinverteller moet speel. En die fortuinverteller, die jong mense gaan besoek haar en dan vertel sy hulle fortuin en sy skimp daarop dat een van hulle sal sterf en gou. Met ander woorde op 'n baie jong ouderdom. Nou ek het gaan navorsing doen. Ek het byvoorbeeld gehoor van 'n fortuinverteller in Sandton wat tarotkaarte gebruik om fortuin te vertel en ek het die vrou gevra om my fortuin te vertel sonder om vir haar te sê wat ek eintlik daar maak. En toe na die tyd, toe sê ek vir haar ek het eintlik om navorsing doen. En ek het toe die fortuinverteller gespeel. Maar nou op 'n stadium was ek en Skalk Jacobs, my man wat ook in die bedryf was, in die toneelbedryf, was ons by 'n kerkfunksie gewees. En intussen is Sonkring toe uitgesaai, met ander woorde, ek as fortuinverteller ook, en die predikant het my tromp opgeloop en gesê, hoe durf ek 'n fortuinverteller speel? Ek het my natuurlik toe vererg en vir hom gekonfronteer en gesê, sal jy my en Skalk se huisverband betaal? En toe kon hy nie die verband sien nie. En daardie noute, as jy, hoe sal ek sê, te veel of te diep in 'n groep verwortel is. Kyk, ek is 'n afstammeling van boeremense. Ek beskou myself as 'n boer, as 'n Afrikaner. Maar sodra jy jou te diep begewe in 'n groep mense wat saam woon, dan kan hulle jou kunstenaarskap begin aantas deur die soort opmerkings te maak. En ek kan dit nie bekostig nie. Maar van watter kerk was hy? Van die NG Kerk of van watter kerk? Een van die gewone kerke, ja. Ek sien. Maar ja. Ek dink daar was op 'n stadium
so 'n mate van oordrewe vroomheid onder Afrikaners, onder die ou bestel in veral sommige kerke. En kyk, mense dink ook aan die gereformeerde kerk op Potchefstroom wat mense verbied het om te dans byvoorbeeld. Ja, nee, maar ek kan dit nie toelaat. As ek my wil uitdruk as kunstenaar, dan kan ek dit nie toelaat dat dit met my gebeur nie. Ek moet vry wees om my eie oordeel toe te pas. En as dit dan so ver verwyderd is, dan kan mense dit verwerp of aanvaar. En dan moet ek die verwerping of die aanvaarding moet ek dan ook aanvaar as kunstenaar. Maar dit is wat my laat wegskram van groeps druk. Ja, ek is nie seker of dit verband hou met Afrikaners as 'n groep en of dit net op 'n bepaalde instelling of 'n bepaalde individu toegepas kan word nie. Want kyk, daar was mos in die vroeë 60er jare ook allerlei omstredenheid oor die Hertzogprys en Etienne Leroux, se 7 dae by die Silversteins en so meer. Alhoewel ek dink dit kan ook na die ander kant toe sny in die sin dat ek dink 'n klomp van die Afrikaanse kunstenaars en skrywers in die verlede is ook misbruik deur die Engelse media in Suid-Afrika, as ook die vyande van die Afrikaner om juis ons volk van binne te ondermyn. Jy weet, ek dink aan mense soos Andrei Brink byvoorbeeld. Jy weet, ek dink Andrei Brink, daar's 'n skokkende uitspraak van hom iewers waar hy sê dat hy eintlik sou verkies dat die Afrikaner moet verdwyn vanweë apartheid of iets van die aard. Jy weet, hy het dit gesê op 'n TV-program, het hy dit kwyt geraak. Ja. En ek het dit eendag jare gelede gesien en ek het agterna die regisseur van daardie program gekontak en hy het toe die hele film vir my gestuur en ek het dit weer gekyk en ek het nie 'n fout gemaak nie. Hy het dit wel gesê en ek het nou verskeie kopieë en rigstene van daardie ding gemaak sodat ek dit net vir myself het om te kan bewys. En ek dink so weer eens, ek dink daar moet 'n balans wees tussen vryheid, die vryheid van uitdrukking vir die kunstenaar, en dan daardie mense wat graag die ondermyners of die nihiliste of die terroriste wat eintlik net besig is met vernietigingswerk. Ja, nee, ek was nie bewus daarvan nie, van Andrei Brink nie, maar jy weet, hy het dit dalk in 'n oomblik van groot woede gesê of wat ook al. Ek probeer hom nie verdedig of iets nie, maar die feit dat die predikant dit vir my gesê het net vir my 'n rooi lig laat aangaan. Maar goed, hoe sê jy vandag, hoe reageer jy vandag op sê maar hierdie teoloog wat sê dat selfde geslag huwelike mag nie deur die kerk, dat elke predikant moet selfde geslag huwelik in sy kerk voltrek, al het hy 'n persoonlike gewetensbeswaar daarteen. Want daar's mos ook hofsaake wat nou, en die kerk word gedreig deur hofsaake, dat 'n regter kan gelas dat 'n predikant die gelykheidswet oortree as hy nie 2 vrouens of 2 mans in die huwelik wil bevestig nie. Ja, dit is vir my 'n moeilike ding, want ek het nie daai probleem nie. Ja, ek hou van mans. Presies, ja. Dis is die van 'n Merwe grappe. Hulle het ons een keer van 'n Merwe gevra, uitgehoor hierdie woord lesbeer, toe vra hy, maar wat is lesbeer? Toe sê 'n man, dis 'n vrou wat van ander vrouens hou. Toe sê van 'n Merwe, maar dan sê ek seker ook 'n lesbeer, want ek hou ook van vrouens. Ja, nee, weet jy, voorskriftelikheid uit 'n groep is vir my altyd 'n probleem. Voorskriftelikheid as sulks is vir my 'n probleem. Ek het groot geword, ja, met 2 ouers wat my alles toegelaat het.
En ek het eers op universiteit agtergekom, ons is net 2 dogters. Ek het 'n baie ouer 'n suster gehad wat heel wat ouer was as ek, maar in ieder geval, ek het eers op universiteit agtergekom daar is iets soos manlike chauvinisme, want ek het dit nooit beleef nie. Jy sien. So dit hang ook af natuurlik hoe 'n mens groot word. Maar voorskriftelikheid in veral groepsvoorskriftelikheid is vir my iets om te vermy. Werklik waar. Dit is 'n soort groepsdruk. Waarom kan 'n predikant nie vir homself besluit nie? Goed, sy gemeente gaan natuurlik nou kapsie maak en so aan. Dit is miskien een van die dinge wat my laat wegskram van groepe af. Ek gaan byvoorbeeld nie kerk toe nie, maar dit het niks te doen met of ek gelowig is of nie. Wel, ek gaan ook nie eintlik kerk toe nie, maar ek voel ek wil dalk weer kerk toe gaan, maar ek wil nie, jy weet, dit het by tye met my in die onlangse verlede gebeur, dat ek in 'n kerk beland by 'n doop of 'n ding, iets van die aard. En dan, jy weet, dit lyk net eenvoudig nie meer vir my soos 'n erediens nie, want die predikant staan daar en hy is nie formeel aangetrek nie. Hy staan daar in 'n temp of iets van die, jy weet, of 'n kort my hemp en hy, jy weet, daar's nie, hulle het die preekstoel afgebreek. Die kerk is nou, dis soos 'n konsert. En die predikant is nou net, jy weet, hy's soos 'n sanger of iets, of hy is besig om mense te vermaak. En dan is daar ook 'n soort orkes daar wat speel en sing, en soms sing hulle sommer in Engels. En dit is dan die erediens, terwyl ek dink daar's iets van die liturgie en die formaliteit van die kerk en die feit dat die predikant op 'n preekstoel staan en dat daar op die orgel gespeel word. Dit alles is my deel van daardie gewyde ervaring. En as ons dit verlaag tot net 'n vorm van vermaak tussen ander, dan loop dit ook vir my van die spoor af. Of ek weet nie hoe jy daaroor dink. Nee, ek stem met jou saam. Dit is 'n soort, dis wanneer jy byvoorbeeld 'n Shakespeare stuk aanbied en jy moderniseer hom. Met ander woorde, dit kan werk of dit kan nie werk nie. Maar dit is vir my 'n gedwongenheid nou weer. Ons moet nou gedwonge informeel wees. Ja. Waarom? Daar is plek vir formaliteit. Byvoorbeeld, daar's 'n baie interessante film op die oomblik wat ek gaan kyk het, Conclave. Die ek weet nie of ek jou al daarvan vertel het. Ja, jy het my daarvan vertel en ek toe ek nou in Europa was, so 'n maand of 2 gelede, toe was dit op die vliegtuig, een van die films wat jy kon kyk, en ek het hom toe op die vliegtuig gekyk. Ja. En dit is die formele proses wat aan die gang is om 'n nuwe paus aan te wys. En die formaliteit wat die Duitse regisseur aangewend het om dit voor te stel, was vir my aangrypend. Ja, presies, ja. Dit het my bevredig. Ja, as uit 'n kunstenaar oogpunt. Ja, natuurlik. So dis jy weet, as ons alles gaan afwater, jy weet, as ons sê nou maar, jy het gepraat van Shakespeare, as ons dit herskryf in Kaap byvoorbeeld, jy weet, in 'n gemengde taal of iets, en wat 'n platvloerse taal sou wees, dan is dit nie meer Shakespeare nie, as dit nie, en net so, as jy die aanbidding of 'n erediens afwater tot eenvoudig, jy weet, 'n klein popkonsert, dan wat op 'n Sondagoggend aangebied word, dan is dit nie meer dieselfde ding nie. Dan is dit nie eintlik meer aanbidding of 'n erediens nie. Of Nee, die strewe na die daarstelling van groot kuns moet altyd die ideaal wees, want ek bedoel, dit is eintlik al wat oorbly. Wat het oorgebly van byvoorbeeld die Italiaanse geskiedenis in die tyd van Michelangelo, die Pietà, sy Davidbeeld. Dit is dinge wat bly.
uh toneelkuns natuurlik is een van die aspekte daarvan is die vlietendheid. Met ander woorde, al wat jy daarna het is dalk 'n program of 'n paar fotos in 'n koerant. Maar die mense wat dit beleef hopelik iets blywends vir die tyd wat hulle leef. Maar die mens kan nie sonder, of hy behoort nie sonder kuns te kan leef nie. En daarby die toneelkuns ook. Maar ek dink die Afrikaner, jy sê die Afrikaner se godsdiens is ook verweef met sy denke. Want ek het, nou onlangs het ek 'n ding gelees van Pieter Dievenage oor Afrikaanse of Afrikaner filosofie, en dan begin hy in die vroeë dae met van die teoloë, en daar was 'n predikant wat byvoorbeeld, hy teologie gaan, of hy liewer filosofie gestudeer by Stellenbosch, en hy het toe ook dit in Duitsland of iewers gaan studeer, en toe wil hom 'n pos aanbied aan die Universiteit van Stellenbosch. Maar toe besluit hy om eerder te gaan preek of 'n beroep te aanvaar op die dorp Philippolis. En ongelukkig as predikant. Ja. En ongelukkig is hy op 'n baie, en hy was blykbaar 'n briljante man, maar hy is ongelukkig baie vroeg gedood vanweë die Spaanse griep van 1918. O ja. En daar's vandag 'n vleuel, ek vergeet nou net sy naam, maar ek kan net seker opkyk, maar daar's vandag 'n vleuel in die kerk op Philippolis, baie mooi kerk wat hulle daar het, na hom vernoem. En ek dink so, jy weet, dit is vir my heeltemal verweef in ons geskiedenis, die teologie, die denke, die kerk, en dis 'n pragtige kerk ook daai. Kyk, dit vergelyk my nie met die Notre Dame in Parys of Chartres of jy weet iets van die, of die die groot kathedrale van Europa nie, maar is nogtans in ons konteks, dink ek, is dit 'n baie mooi kerk, en hy het blykbaar 'n fantastiese orgel ook. Dis blykbaar die beste orgel buk aan die Oranje rivier of iets van die aard in die land. En daar's ook iemand, ek dink die orgelis blykbaar is ook 'n dosent in musiek aan die Universiteit van Bloemfontein. En ek sou graag sien toe, ek sal miskien self sien toe ry om 'n diens daar te gaan bywoon in hierdie kerk. En daai kerk was ook in die Anglo-Boereoorlog, het die Engelse hom ook so half verniel, en hulle die toring gebruik as 'n wagtoring van waar hulle die dorp en die boere wou dophou en al sulke goed, en die kerk is herbou na die oorlog. So jy weet, jy het al daai geskiedenis, en hierdie persoon wat een van ons eerste groot denkers was, wat 'n predikant daar was, en ek dink dit kan 'n fantastiese, ek sal dit baie graag ervaar, om met die diens daar by te bring. Tot 'n mate is dit verweef, omdat die Bybel 'n baie belangrike rol gespeel het, die Stoughton-Bybel veral, en tydens die trek was dit eintlik al die boeke, die enigste boek wat hulle gehad het om uit te leer lees, byvoorbeeld. Daar is ook 'n opmerking gewees wat beskryf word deur ek dink Margaret Bacchus in die Maritstrek. Die feit dat hy so baie boeke saamgeneem het, hy het een waar net vol boeke gehad, omdat hy gesê het, waarheen ons gaan, omdat ons die leë binneland intrek, is daar nie, ons sal 'n staat moet vestig. Met ander woorde, ons sal staatkundige, politieke boeke en die Bybel moet hê om byvoorbeeld 'n staat te gaan vestig. Nou, die Bybel is vol absolute waarhede, omdat dit oor 'n geweldige tyd strek van mense se doen en late. En daarom moet daar ook filosofie in verweef wees, en daar is. Ek en Skalk het byvoorbeeld op Skalk se aandrang die Bybel 13 keer deurgelees, van Genesis tot by Openbaring, die ou vertaling. En daar is ongelooflike, wat is nou eintlik 'n botsende woord, ongelooflik, waarhede vervat, ook filosofiese waarhede. Ek bedoel, as jy nou Job lees,
wat sy probleme bespreek met sy vriende en dan het hy 'n stryd ook met God en hy is in 'n woordestryd gewikkeld met God. En God sê vir hom, nou goed, Job, vertel my, hoe gaan jy dit oplos? Jy het mos alle kennis in pag. En dit is vir my 'n vreeslike belangrike opmerking, omdat 'n mens, ja wel ek, en baie ander mense ook seker, jy wil hê daar moet 'n groter verstand agter die skepping wees. Selfs NP van Wyk Lou, wat 'n lang tyd van sy lewe was het hy homself eintlik as 'n ateïs beskou, omdat hy nie so 'n geloofskrisis beleef het soos wat sy broer byvoorbeeld beleef het nie. W.G. Lou. En op die ou end sê NP van Wyk Lou, min moet 'n mens se woorde oor die dinge wees. Maar die feit dat ons in 'n skepping is waar daar 'n groot verstand by betrokke was, of so iets. Hy dit na by die einde van sy lewe, het hy daardie stellings kwyt geraak. Baie interessant, ek sal bietjie gaan oplees daar. Ja. Nee, maar ja. Ek weet, Elma, jy het glo 'n ander afspraak net nou ook, dis, ek dink ons is al so ietsie oor die 40 minute aan die gang. Nee, maar, nee, maar baie dankie vir die gesprek, en ons kan gerus weer so maak. En dan kan ons, ons het nie soveel oor die politieke sy gepraat nie, maar ons kan op 'n ander stadium dalk weer dieper daarop ingaan. Ek sê gister vir iemand, enigiets wat 'n mens op die oomblik kwyt raak, klink vir my na 'n kliseë oor die politiek. Ja. Want dit gaan sleg. Gaan dit sleg? Ja, dit gaan sleg. Wat is die redes? Die 18, onder andere die 18 ANC-lede wat geïmpliseer word deur die Sonderkommissie. Hulle was betrokke by die afbreek uiteindelik van die land. Is daar nie 1300 nie? Ek dink daar's 1300 wat korrupsie gepleeg het. Hoe ek sien. Ek dink dit is net 18 ministers wat betrokke was. Ja, miskien 18 ministers, maar as jy kyk regdeur, jy weet, die stelsel en jy weet nie net die politici nie, maar ook van hierdie sogenaamde sakemanne wat ook politieke vriende het, en jy weet, soos hierdie hofsaak oor Ys Magashule is op die oomblik aan die gang, en daar is hierdie karakter by name Edwin Sodi, en hulle het begin met 'n tender van R7 miljoen om asbesdakke te tel in die Vrystaat, en daardie R7 miljoen tender het toe R1 miljard geword. En dit is alles deur sy bankrekening, of sy twee maatskappye se bankrekening gewas, en daar is geen werk gedoen nie. Presies, maar die ander ding is, ek weet nie of jy gehoor het wat Richard Spoor gesê het nie. Hy het gisteroggend of eergisteroggend het hy 'n onderhoud gehad oor RSG, en toe sê hy om onder 'n asbesdak te bly is nie 'n probleem nie. Dit is wanneer daai asbesdak verwyder word wat jy probleme gaan kry, want dan gaan jy die asbes verbreek in stukkies, in poeiervorm, en dan word dit gevaarlik. Ja. En asbes wat geverf is, jy weet, in die deeltjies vrystel nie, is heeltemal veilig. Presies. Ja, so dit is van die begin af eintlik 'n nodelose aksie gewees. Maar soos ek sê, jy weet, elke ding wat 'n mens deesdae kwytraak oor die politiek, omdat ons besig is met 'n sinkende skip en 'n falende staat, klink na 'n kliseë. Ja. Jy kan nie meer 'n oorspronklike opmerking daaroor maak nie. Wat is die oorspronklike opmerking wat jy daaroor gaan maak? Ja, jy is seker reg. Maar goed, baie dankie Elma, dan gesels ons volgende week of by volgende geleentheid weer. En baie dankie Dan. Plesier. Totsiens.